Goed, goeiemôre graad 12's. Baie welkom by hierdie les, kan mens sê, wat gaan oor fototropisme. So, ons gaan 'n bietjie gou gesels oor wat is fototropisme, hoe werk die hormoon auksine in die proses van fototropisme en dan ook die 'n ondersoek wat ek ontwerp het rondom fototropisme, hoe ek dit uitgevoer het, die resultate daarvan en wat jy daarvan of daarby sal kan baat om van hierdie hoofstuk te leer in graad 12. So ons spring sommer dadelik weg. Die eerste ding wat ek hierso vir jou sê is, wat is fototropisme? So soos wat julle daar kan sien, sê dit, fototropisme is die groei van dele van 'n plant in die rigting van 'n ligstimulus. Dit beteken dat 'n plant of die dele van 'n plant sal groei na die lig toe, waar sonlig dan nou vandaan kom. Dit sê dan ook, indien 'n plant dan aan een rigting lig blootgestel word, sal die plant in die lig of in die rigting van daardie lig buig. So indien daar dan slegs lig vanaf een kant vir die plant gegee word, sal die plant se stingel na daardie lig toe buig, omdat dit dan die enigste ligbron sal wees. Goed, so hoe werk hierdie fototropisme? En wat is in hierdie reaksie wat gebeur? So, in fototropisme speel auksine 'n baie groot rol. So auksine is 'n planthormoon wat ons dan in die apikale meristeem, dit wil sê die bopunt van ons stingel van ons plant dan sal kry. En dit is 'n groeihormoon. So julle kan hierso sien, daarso in die eerste kolom van hierdie tabel, sê dit vir jou dat ons rigting van die ligstimulus is direk van bo. Dit wys dan ook vir jou dat in die punt van die stingel het ons dan ook die auksien molekules. So, auksine is verantwoordelik daarvoor dat selverlenging gaan plaasvind. Dit wil sê, dit is verantwoordelik vir die groei van 'n plant se stingel. So, ons het nou gesê, auksine word dan in die punt van die stingel dan nou vervaardig en dit beweeg in die rigting van die son. So, of in die rigting van die ligbron. Dit wil sê, in hierdie prent is die sonlig direk van bo, wat beteken die auksine gaan eweredig versprei word in die stingelpunt, omdat dit lig van alle kante af kry. Goed, dit gaan dan veroorsaak dat die stingel aan alle kante eweredig of gelyke groei gaan veroorsaak, so die stingel of die loot gaan dan reguit na die lig toe groei. Hy gaan glad nie buig nie, omdat die ligbron direk van bo is en eweredig versprei is rondom hierdie stingel. Daarteenoor, indien ons dan nou die ligrigting gaan verskuif, soos wat julle kan sien in daardie kolom van die lood B, skuif ons die lig sodat daar slegs een rigting lig op hierdie stingel gaan wees. Wat gebeur nou? Nou diffundeer auksine na die skadukant van hierdie stingel. So dit wil sê die kant waar daar glad nie lig voorkom nie. Dit diffundeer na die skadukant van die stingel, wat veroorsaak dat daar 'n hoër auksienkonsentrasie aan die skadukant van die stingel gaan wees. Aan die skadukant gaan daar dus meer groei plaasvind as aan die kant waar die son inval. En omdat die groei aan die skadukant gaan wees en minder aan die kant waar die son inval, gaan dit veroorsaak dat die stingel dan na die kant of na die ligrigting toe buig, as gevolg van die selfverlenging wat ons aan die skadukant gekry het. So hy gaan langer word aan die skadukant en hy gaan korter wees aan die kant waar die lig dan nou is, wat 'n buiging in hierdie stingel dan nou sal veroorsaak. Goed, so dit is die werking van auksine in fototropisme. So, ek het 'n ondersoek gaan instel om te kyk, wat is die invloed van die rigting van lig op die groeirigting van jong paprika plante. So, ek het sommer by die kwekery 2 jong paprika plante gaan koop. Beide van hulle was omtrent so 14 cm lank gewees. Ek het hulle vir 'n tydperk van 14 dae gegroei. So vir 7 dae het ek hierdie paprika plante albei in vol sonlig laat groei, sodat hulle stingels so bietjie kon verleng.
En daarna het ek een paprika plant my kontrole gemaak, dus het ek hom in vol sonlig gehou, en die ander paprika plant het ek my eksperimentele groep gemaak, so ek het hom gebruik om nou te gaan kyk, sou daar 'n verandering wees, indien ek hom dan nou net van een rigting af son gee. So my eksperimentele paprika plant het ek toe in 'n kartonboks geplaas, wat 'n gat gehad het, waar die sonlig slegs van voor ingeval het, want ek wil gaan bepaal, gaan hierdie paprika plant dan enigsins na die sonlig toe buig. Goed, so na die 7 dae wat ek hulle in volle sonlig laat groei het ek die een paprika plant in volle sonlig gehou en my eksperimentele paprika plant in die kartonboks geplaas met slegs een rigting lig en ek het hulle vir nog 7 dae laat groei om te bepaal of daar enige buiging sou wees in my eksperimentele groep. Elke dag het ek hulle min of meer 50 ml water gegee. Ek het op dieselfde tydstip gaan kyk rondom 3 uur tussen 3 en 4 se kant. En ek het elke dag dan ook die stingelhoogte gemeet, sowel as van die 7de dag af die buigingshoek van my eksperimentele groep. Goed, so ek het dit dan natuurlik opgeteken. Ek het 'n logboek begin, soos julle hier kan sien het ek die datums het ek ingesit, ek het die tyd ingesit waarna ek elke dag na hierdie eksperimentele of na my kontrolegroep en my eksperimentele groep gaan kyk het. Ek het dan die aktiwiteit neergeskryf wat ek gedoen het ek dit water gegee, het ek dit geskuif, het ek enige meting gedoen. Ek het dan ook my waarneming neergeskryf, dus het die plant na die rigting in die rigting van die lig gebuig of het dit steeds regop gegroei. En dan het ek ook van beide van my plante 'n foto geplaas om my bewyse dan nou so bietjie meer te versterk of my waarneming dan nou bietjie meer te versterk. En dit het ek dan gedoen vanaf dag 1. Ek het 13 dae gevat om hierdie ondersoek te doen. So vanaf dag 1 tot dag 13 het ek dan nou hierdie waarnemings dan nou vir my neergeskryf. Goed, so, nou gaan ons kyk, wat was my resultate dan nou gewees? Ek het vir julle gesê, dat sodra 'n plant, of 'n stingel van 'n plant, slegs lig vanaf een rigting ontvang, gaan daar auksine konsentrasie verhoog word aan die skadukant van die plant en die plant gaan na die ligrigting buig. En dit is presies wat met my resultate gebeur het. Hierso gee ek vir jou my grafiek van die aantal dae wat ek my plant in die lig gehou het en ek het dan op my y-as my buigingshoek na van die plant dan nou ook vir jou gesit. Die blou lyn is dan my buigingshoek van die plant wat slegs die een rigting son gekry het en die oranje lyn is dan die buigingshoek van die plant wat volle sonlig gekry het. En so kan julle dan sien die buigingshoek van die plant wat slegs vanaf een rigting lig gekry het vanaf dag 7 wat ek hom in die kartonboks geplaas het, tot en met dag 8 aansienlik toegeneem, soos wat hy na die lig begin buig het. Vanaf dag 8 tot dag 12 het hy weer geleidelik toegeneem en toe 'n plateau bereik, want toe het die plant nou half al die auksien-konsentrasie of die buiging wat hy kon doen, is toe nou klaar en daarom het hy van dag 12 af dan nou 'n plateau bereik tot by dag 13. Goed, die plant wat dan natuurlik in volle sonlig was, het geen buiging gekry nie, omdat die sonlig op alle kante van die stingel dan nou geval het, so daar was 'n eweredige verspreiding van auksiene gewees en dis 'n eweredige groei van die stingel. Hier kan julle dan ook sien, het ek die stingelhoogte vir julle gesit op die y-as en op die x-as weer eens die aantal dae. Beide die paprika plant wat van een rigting af son gekry het en die paprika plant wat in volle sonlig was, het albei geleidelik toegeneem oor die 13 dae tydperk in terme van die stingelhoogte, want alhoewel die plant begin buig het, was daar steeds 'n toename in die lengte van die stingel gewees. Daarom is daar dan natuurlik die effense toename in die stingelhoogte. Goed. En soos ek nou gesê, die gevolgtrekking waarom die paprika plant wat vanaf een rigting af dan nou buigingshoek begin vorm het, is omdat die auksien-konsentrasie aan die skadukant van die stingel verhoog het, deur middel van diffusie, dit het gediffundeer tot daar, en dit het dan nou veroorsaak dat die
kant die skadukant van die plant se selfverlenging dan nou bevorder is en die wat aan die sonlig se kant is minder bevorder is wat dan die plant na die son laat buig het of na die ligbron laat buig het. Goed, dit is dan die gevolgtrekking waarop ons kan kom vanaf die resultate wat ons ontvang het. Nou, waarom is hierdie ondersoek vir jou belangrik? Eerstens help dit ons om 'n biologiese begrip te kry van wat gebeur wanneer plante van 'n verskeidenheid rigtings lig kry. Wat presies gebeur binne in die plant? Dit help jou om bietjie 'n abstrakte konsep of 'n konsep wat jy nie noodwendig gedink het belangrik is nie, bietjie beter te verstaan. Dit gee jou natuurlik ook dan kennis om hierdie te gaan toepas in jou alledaagse lewe, waar jy dan nou miskien eendag 'n blomme plant of 'n groentetuin begin of jy gaan dalk na hierdie gaan jy dalk in 'n landbourigting, jy gaan dit dalk studeer hoe jy jou plante moet plant laat hulle optimale son kry, dat hulle nie onnodiglik buig nie ensovoorts. Hierdie is kennis wat jy kan gebruik en vaardighede wat jy kan gebruik in hierdie ondersoek om na jou skoolloopbaan dit in jou werksplek noodwendig dalk te kan gebruik. Hierdie leer jou dan ook vaardighede soos data-interpretasie, om 'n kontrolegroep en 'n eksperimentele groep met mekaar te vergelyk, om 'n analise te tref, om 'n hipotese te vorm rondom wat jy dink gaan gebeur in hierdie ondersoek. So daar is verskeie wetenskaplike vaardighede wat met hierdie ondersoek dan ook vir jou geleer word, of versterk en ontwikkel word, wat jy dalk ook moontlik in 'n loopbaanrigting kan gaan gebruik. En indien jy dit nie in 'n loopbaanrigting gaan gebruik nie, kan jy dit steeds in jou alledaagse lewe vorentoe gebruik wanneer probleemoplossing in jou werk opduik. So daarom is dit vir jou belangrik om hierdie kennis te vat en dit dan ook so in jou lewe te gaan toepas. Goed, dit bring my dan tot die einde van my les. Ek hoop dit het julle geïnteresseer. Ek hoop die ondersoek het julle geïnteresseer. En ek hoop julle het so 'n bietjie iets geleer van waarom plante dan so 'n bietjie na ander verskillende ligbronne sal buig, indien julle dit nie klaar geweet het nie. Ja, so ek sien julle dan volgende keer weer. Baie dankie dat julle geluister het. Totsiens.